ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 394. Ek is professor aan ons Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enig my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling. Dis 'n moedboek. Daar is jare en jare se navorsing daarin. Sou jy belangstel of enige van die ander boeke, of miskien net 'n vraag wil vra of iets kortliks wil deel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook noodsaaklik dat jy gaan inteken op die YouTube kanaal, met ander woorde soos in Engels sê subscribe, sodat jy die gratis kennisgewings kan kry van al die studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Daarvoor wil ek vir broer Rudy baie dankie sê, en vir broer David ook. Stuur hierdie kennisgewing aan die vriende en kennis, almal wat jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryf blokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Vader, ons kom om net dankie te sê, dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om Jafiste genoem te word. Om as deel van die universele bruid van Jaffa oor die wêreld erken te word. Dankie dat dit wat ons glo is wat ons leef. En dit wat ons leef maak 'n verskil. Daarom bid ek dan vanmôre, Vader, dat die Ruach salwing op hierdie woord sal wees. Dat ons bewus sal wees van die salwing. Want die woord sê is die salwing wat die juke breek. Seën vanmôre se woord gee vir ons ontvanklike sielsste mense en geestelike oor om te hoor wat hy vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Elke Jaffa sê halleluja. Wat 'n groot oomblik. Wanneer ons wie geen volk was nie, skielik kan sê halleluja. Prys vir Jaffa ons Elohim. Dis wat halleluja beteken. Prys Jaffa ons Elohim. Ons wat geen volk was nie. Ons wie verlore was. Ons wie in godsdienstige sisteme vasgevang was. Ons wie wat net tevrede was om op 'n sekere trant om te dien, kom hy en hy maak ons vry. Hy maak ons vry van die bande van ongeregtigheid, tradisies en oorlewings. My pa van my jong dae af, wat ek vir 'n pastoor gaan studeer het my pa altyd gesê, die woord sê, daar Matteus, te vergeefs vereer julle, skuis tog in Galasiërs, te vergeefs vereer julle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Te vergeefs probeer julle my dien deur godsdienstige, kerklike, dogmatiese wette en konstitusies aan te haal.
te vergeefs. Soveel keer het my pa gesê, die woord sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal. Ek het gekom om julle vry te maak, julle vry te sit, maar julle laat julle weer onder die kerkwette plaas. Want dis al wat die kerk doen, hulle plaas sakke en pakke op julle. Half messiaans, godsdienstige 613 wette, half Nuwe Testamenties. Ek is nou met iemand besig, wat uit die messiaanse kerk uitkom. En hoe dit in hulle ingedring en ingeprint is, oor die feeste en die sabbate en die maane en die tiendes en die besnydenis en ek vra vir die man, sê vir my net, wat is jou God se naam? Toe slaan hy 'n blank. Jy hou al die goed vas, ek sê, gaan vra vir professor Wimpie Liebenberg, hy moet vir jou sê, wat is sy God se naam? Come on. Sy moet vir jou sê, wat is sy God se naam? Jy sit hoeveel jaar in die kerk? 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar? En jy ken jou God se naam nie. Maar dis nie vir my verbasend nie. Want ons was ook daar. En dan sê ek soos Paulus sê, wanneer ons roem, dan roem ons in Jahweh, die volëinder van ons geloof. Ons het niks om in te roem nie. Die woord sê, dit is genade, op genade, op genade. Wat 'n voorreg, dat ons vanmôre nie nodig het om onder kerkwette gebonde te wees nie. So hoe leer julle, prof? Wie tugtig julle? Wie pas kerktug toe? Weet jy wat? Daar's geen kerkwette nie. Maar as jy wil manne en vrouens sien wat in heiligmaking lewe, kom maar stel ek jou voor aan Jahweh. Sonder 'n een bladsy konstitusie, kerklike konstitusie, of dogma of teologie. Manne en vroue wat deur die Ruach HaKodesh geleer en gelei word. Ek doen die navorsing, ek doen die voorbereiding, ek bedien die woord. Ek en pastoor Rika is net die instrumente wat Jahweh gebruik. Maar die manne en die vroue daar buitekant, u daar wat luister, dis die Ruach wat met jou werk. Dis Vader Jahweh deur die Ruach en die genadebloed van Jahweh, wat veroorsaak dat manne en vrouens nougeset wandel, meer as wat hulle ooit in hulle kerke gelewe het. Dis verblywend. Dis wonderlik. Te vergeefs vereer julle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Hy sê ons daarso in Hebreërs 7 vers 18 dat hy die 613 wette tot niet gemaak het weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Kyk, die ouens verstaan alles, maar as jy vir hulle daai een sê, dan sê nee, maar dit was die gewees en daai was vleeslike gebooie, die was geestelike gebooie, die was 10 gebooie, daar was nie net 10 gebooie, daar was 17 gebooie. Eksodus 20, gaan lees wat sê dit, net so terloops. Hoe word net 10 genoem? Wel die ander 7 hou die kerk nie so baie van nie. Gaan lees Eksodus 20. So wat gelees ons? Ek het gekom om julle vry te maak. Hulle staan onder die vrymaking van 'n hoëpriesterlike bediening dat daar nie meer offers jaarliks is nie. Want hulle het nie nodig om 'n hoëpriester aan te hou vir offer, bokkie offers en lammetjie offers nie. Maar hulle wil funksioneer onder die genadebloed van Jahweh. Hulle wil deel hê aan die genadebloed van Jahweh. Maar hulle hou vas aan die besnydenis
Hulle hou vas aan die tiendes. Hulle hou vas aan die sabbate. Terwyl hy sê hy het die sabbat tot niet gemaak. Wees die swakheid en die nutteloosheid van. Hy sê laat elke dag vir jou 'n sabbat wees. Jafashua het op 17 verskillende plekke in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het hy die sabbat verbreek. 17 keer. Hy het die wet in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 48 keer die wet verbreek. Nou hoe doen hy dit? Jafashua sê, laat elke dag vir julle sabbat wees. Moenie net op van Vrydag aand tot Saterdag aand in 'n hoekie sit en superheilig wees nie. In die res van die tyd, en 'n sabbat beteken dag van finale rus. En ons dag van finale rus breek aan, die dag as Jafashua ons kom haal. Het sy deur hartaanval of wat ook al of hoe ook al. Dag as ek sterf, moet ek op die plek wees waar ek in my sabbat rus kan ingaan. Hy sê in Spreuke 21:16, 'n mens wat afdwaal van die pad van verstand. 'n Persoon wat afdwaal van die pad van die waarheid. Kyk, my verstand is jou seelste mens sê. 'n Mens, dis 'n man of vrou, anders sou ek gesê het, 'n man wat afdwaal. Maar koning Salomo het iets geweet hierso van 'n vrou, gaan ook tot redding kom. En hulle is ook mense. 'n Mens wat afdwaal van die pad van die verstand. Daai is die pad van geregtigheid. Want hy het gepraat van, gisteroggend het hy gepraat van die regverdige. Hy het gepraat van die regverdiges. Kom ons kyk gou daarso. Hy sê vreugde is dit. Spreuke 21:15. Vreugde is dit vir die regverdiges om reg te doen. Halleluja. Die bruid van Jafashua, die bruid van Jafashua, die regverdiges, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote. 'n Mens, man en vrou, wat afdwaal van die pad van verstand, nee, van die regverdiges. Die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenotes, die regverdiges. Hulle wat Jafiste is uit wedergeboorte, uit die water en die Ruach HaKodesh. O, wat 'n voorreg, dat ek en u hierdie waarheid kan weet. Dat Vader op bonatuurlike maniere in die laaste klompie jare bewerk het, dat ons by dit kon uitkom. En dan die wonderlikheid van alles is, ons het nie een kerk in die wêreld nie. Nie een kerk nie. Maar ons het die waters van die ewige lewe. En ons het die brood van die ewige lewe. Baie ander mense, as dit baie ander persone was wat Jaffa hierdie evangelie aan toeberei het, weet jy wat hulle gedoen het? Hulle sou onmiddellik pastore gemaak het en die ouens in kerke ingesit het. 'n Kerk hier, 'n kerk daar, kerk daar, kerk daar. Elke dorp 'n kerk en almal betaal tiendes en 'n tiende van die tiendes gaan hoofkantoor toe en 'n tiendes van die hoofkantoor se tiendes gaan na die moderator toe. En dan ry 'n lekker kar en bly net 3 verdieping huis en hy het, verstaan jy wat ek sê? En dis hoekom Jaffa ons geroep het om nie 'n organisasie te wees nie, of 'n denominasie, of nie eers protestant te wees nie, of charismaties te wees nie. Maar Jafisties, dis ons. En weet jy die ou daar buitekant, die vir hom sê Jafis, hey, wat is dit? Eet julle baie vis? Nee, as jy my so sny, dan sien jy loop die vis. So my grappie. Ons is navolgers van Jafashua. 'n Mens wat afdwaal van die pad van die verstand van die ewige lewe, die bo natuurlike geopenbaarde woord. Weet u wat het ons?
Besef u vanmôre wat se skat het ek en u? Hy praat daar in 1 Korinte, praat hy van die erdes, die goue kruik, die erdebak met die skat binne in hom. Besef u vanmôre, met wat het Jaffa ons toebedeel as Jafiste? 'n bo-natuurlike skat wat alle verstand te bowe gaan. Vir die verstandiges is dit te hoog om te begryp, maar vir die gewone mense, hulle gryp dit, hulle wil dit hê. Nee, ek moet sê, daar is baie mense met grade agter hulle name vir wie die evangelie oopgegaan het. 'n Mens wat afdwaal van die pad van die verstand het 'n massiewe groot probleem. Nou met die tyd ons gevang het, as Vader Jaffa wil, môreoggend gaan ek aan met die skrifgedeelte. Dan gaan ons die woord opbreek en kyk wat sê die woord vir u en vir my. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.